Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, hoopie. Meneer Cornelissen. Andries, baie stories oor die DA en die ANC in die 48 uur het gekom en gegaan en die DA het besluit hulle onttrek net van die dialoog. Ja, op jou einde was dit gogga maak vir Bababang. Niks het eintlik gebeur nie. Dit is dis amper, jy weet, ja, pak slaas mos dis nou onwettig, maar dit is soos om jou kind te dreig met 'n pak sla en dan weer te dreig en weer te dreig en dan naderhand besef die kind maar Niks. hierdie pak sla gaan nooit gebeur nie. So die ANC is half eintlik nou daar, verstaan jy, waar jy weet, het nou gesien die president het 'n adjunkminister afgedank en die DA het gedreig 48 uur en na 48 uur toets dit maar ons onttrek aan die nasionale dialoog. Nou, dis 'n interessante besluit gewees, die onttrekking aan die nasionale dialoog, bloot omdat en dit kom spesifiek van die ANC af, is dat jy weet dit gaan interessant wees en die president se woordvoerder af, dat jy weet hier praat ons nou van ongehoorsaamheid, insubordination, soos wat dat jy weet by die werkplek as hulle jou aankla van insubordination. Want John Steenhuisen dien in die interministeriële komitee vir die nasionale dialoog. So met ander woorde, weet, beteken dit nou dat hy gaan nou vir die president sê, maar ek stel nie belang om in hierdie komitee te dien nie. Want dan gaan hy hom ons ook fire. Nou, maar dit is nou, verstaan jy, ons is op die punt nou waar, weet, kyk, daar's heelwat mense wat reeds voor die 48 uur verstryk het en gesê het, eintlik wat die DA moet doen is hulle moet stap uit die regering van nasionale eenheid. Daar's heelwat DA mense wat dit gesê het. Maar die probleem is net, die Whitfield geval was nie die ideale. Weet, as jy gesê het dit was Bella, of dit was die onteieningswet, of die nasionale gesondheidsversekering. Want dit wil nou voorkom asof jy vir 'n persoonlikheid in die party bereid is om die party korrek se pad te verander. Daar's nie 'n manier hoe jy dit kon regverdig nie. As jy kyk vandag, jy weet, Netwerk 24 sê, hulle sê maar, onttrekking aan die regering van nasionale eenheid was nooit eintlik, dit was nie ter sprake met hulle vergadering Saterdag nie. Dit was die mosie van wantrou in die president. Nou daaroor kan mense ook baie vra, jy weet, want en ook baie argumente uitmaak. Jy weet, van wat is nou die nut daarvan, eintlik, wat is die probleem as die DA nou daan slaag om vir Ramaphosa te verwyder? Jy weet, so, en dan dwing hulle eintlik die ander partye in die regering van nasionale eenheid om kant te kies saam met Ramaphosa, en dit is wat hulle gaan doen. Ja. En dan loop hulle die risiko, jy weet, gaan die EFF en MK saam met hulle stem, hulle wat die DA is. Ek twyfel sterk, jy weet, Mbalula het gister gesê, maar die EFF staan gereed. Ja. As die DA wil loop, EFF staan, hulle is by die deur, hulle klop aan die deur om ook in te kom in die regering van nasionale eenheid. Toe hulle met die RNA begin het, ons almal geweet, hulle is nou in 'n ongemaklike posisie, hulle sal baie mooi moet speel hier. En dis nou nie die eerste keer wat die DA wys dat, van die begroting af, dink jy hierdie is 'n kwessie dat die ANC die DA probeer terugkry vir wat gebeur het tydens die begroting? Kyk, daar's baie teorieë daaroor, jy's ook dit, byvoorbeeld. Die probleem is dat, weet, as jy gaan kyk na vanuit die kabinet uit word daar gesê, die president het spesifiek gesê op 'n kabinetsvergadering, ten die tyd toe ons die groot spanning met Amerika gehad het, weet, na die uitsprake van Trump en so aan, het hy spesifiek gesê, niemand gaan Amerika toe nie. Totdat hierdie situasie nie, jy weet, Opgelos is nie. Whitfield het toestemming gevra 10 dae voordat hy gegaan het. Dit was na hierdie. Daar het gesê niemand mag gaan nie. Niemand mag gaan nie. Hy het nooit 'n antwoord van die president gekry nie. Na die tyd, en daar was heelwat kritiek vanuit die ANC geleedere en ook uit, jy weet, regeringsgeleedere, onder andere Lamola, wat kritiek dat hy in Amerika was. As wat hy daar was, maak dit nie saak nie. Die argument is dat hy was daar as 'n DA verteenwoordiger. Blykbaar, soos wat ek verstaan, en jy sal dit ook sien van die mediaberigte, is dat eintlik was daar nog 'n DA persoon, Dion George, was veronderstel om ook te wees, en hy het besluit, hy gaan nie saam met hulle gaan nie. Nou het jy die DA het eintlik sy eie probleem geskep hier. Waarom sou jy nou 'n lid van die regering, terwyl jy baie ander mense het wat jy kon stuur? Baie mense in die DA wat jy kon gestuur het. Waarom sou jy nou spesifiek vir Andrew Whitfield? Dit was net 'n 2-persoon afvaardiging. So jy weet, is nie, ek weet nie, dit lyk net vir my asof in hierdie geval het die DA sy eie probleem geskep. En ek dink die nugterheid daarvan was, ons kan nie in hierdie omstandighede wat Whitfield hierdie voorval, kan ons nie regverdig om uit die regering van nasionale eenheid te gaan nie. Ek dink ook daar sou baie eksterne faktore of partye gewees het wat waarskynlik donateurs is van die DA wat vir hulle sou gesê het,
luister, hierdie is nie die regte geleentheid of die gepaste rede om uit die regering van nasionale eenheid nie. Nou het jy die EFF in die regering en wat dan? Ja. En dan voel mense aan die ander kant weer is die ander probleem is en dit sê die DA in soveel woorde, basies die ANC ignoreer alle ooreenkomste. Vir die ANC regeer nog steeds asof hy die meerderheid het. Maar dit was te verwag. Want hierdie is die ANC regering van nasionale eenheid. Ja. En hulle sê dit self so. Ons het besluit om hierdie regering van nasionale eenheid saam te stel. Ons het die partye ingenooi om saam met ons hier in hierdie regering van nasionale eenheid. Maar dit bly nog steeds ons president, ons beleid, ons wetgewing wat in die verlede aanvaar is en julle gaan maak soos wat ons sê. En dit is die probleem wat jy hier het. En ergens langs die pad gaan die punt kom waar die DA gaan met besluit, maar ons beginsels is sodanig dat ons kan nie langer hier binne sit nie. Ja, dit gaan oor die hele ding van die argument oor stabiliteit en al daai tipe van goed. Maar dalk kom daar die punt waar ons moet sê, maar nou moet die land maar onstabiel wees. Ja, maar nie soos 'n Want kind ons wat het homself nog nie die strip nie. bodem, ons het nog nie die bodem bereik nie. En totdat ons nie die bodem bereik het nie, dink ek nie gaan ons 'n verandering sien in die ANC se styl van regering nie. Maar dit voel asof die DA op soos 'n kind is wat 'n tantrum gooi op hierdie stadium. Ja, maar jy sien die ding is in die politiek met jy onthou dat as jy net ja en amen sê, dan naderhand is jy net deel van die stemvee. Dis die Patriotic Alliances, die klein partytjies. Hulle is stemvee vir die ANC in hierdie stadium. Hulle maak geen verskil aan die binnekant nie. Hulle gaan geen verskil daar maak. Ek dink die een ding wat wel uitgekom het weer eens is dat daar sekere ministers in die kabinet is wat erger dinge al aangevang het en ons wag dat die president en hulle ook optree en daaroor is die DA nogals baie uitgesproke en ek's bly iemand is weer eens daaroor uitgesproke dat daar ander ministers in die parlement is wat ook reëls oortree, wet oortree en steeds daar is. En mense wil graag optrede daar ook sien. Dis my moeilik om te gaan, jy gee 48 ultimatum, maar jy doen nie eintlik iets nie, so moes ons dan die woorde gebruik het, ons gee jou 48 uur ultimatum, maar dis redelik sterk, en ek dink mense het dan verwag, jy gaan uit die regering van nasionale eenheid tree, en jy doen nie, en jy gaan net, ek was nie deel van die dialoog nie, dit voel vir my so 'n bietjie lukewarm, verstaan, ek sou ook dan 'n sterker optrede wou gesien het, as jy so uitgesproke daarteenoor is. Ook interessant, die artikel praat van daar is al vorige mense ook, jy weet, oor die vingers getik wat toestemming gevra het. Baie ander ministers het gesê gewoonlik sal aan die president skryf om toestemming te vra om te reis, kry hulle dit binne 24 ure antwoord. So hoekom Whitfield nie 'n antwoord gekry het na 10 dae nie, is eintlik 'n vraag wat ek ook graag beantwoord wil hê. Maar hy het in die kabinet gesê niemand gaan Amerika toe nie. Ja, so ek hoor jou. So daai is my nogals interessant gewees. Ja. Die ander wat gesê het hulle kry antwoord, Whitfield wat gesê het hy kry nie antwoord nie. Whitfield het ook daar gesê daarna was baie van sy reise afgekeer waaroor hy nie 'n antwoord gekry het nie. So hy moes aan Parkstar, minister van Handel en Nywerheid, geskryf om te sê ek kan seker reise nie meer maak nie want ek het nie toestemming om uit die buiteland te reis nie. Die toestemming is spesifiek in daardie gevalle afgekeer. Dis nie so hy nie 'n antwoord gekry het, die ander nie. Die ander het hy is afgekeer. Dis die probleem is dat jy weet die president dat hy dit vir 4 maande laat sloer het. Ja. Ek dink dit is deel waar die probleem vir mense inkom. Weet die ander kant van die saak is die president lyk waarskynlik binne die ANC nou baie sterk. Ja. Jy weet, hy het die DA op hulle plek gesit. Hy het die risiko geloop dat hulle dalk uit die regering van nasionale eenheid, he did not blink, soos wat die Engelsman sê, met die 48 uur ultimatum, en hy het 'n ANC adjunkminister afgedank wat nie by die reëls gehou het nie. So binne in die ANC is daar waarskynlik, jy weet, Ramaphosa is nou hy's nou die man in beheer. So in daardie opsig, dalk kan hy hierdie posisie gebruik om ander goedjies uit te rig, wat ons al lankal voorwag dat moet gebeur. Dalk is dit ook 'n geval van dat hy hierdie optrede gedoen het want hy beplan ander goedjies en daar's vir hom gesê maar luister jy moet onthou van Whitfield. Dit Voordat jy ander skuwe maak of dinge doen, moet jy net onthou Whitfield wag nog daar vir sy straf by die hoof se kantoor. Dit voel net asof die DA net hulle bietjie effens beginselloos was vir my met hierdie. Persoonlik. Ek bedoel as jy sê jy loop dan. Ja, maar Whitfield is nie 'n beginsel nie. Nou maar hoekom sê jy dan die eerste plek? Verstaan jy, Whitfield is nie 'n beginsel nie. Hoekom sê mense dan die eerste plek? As jy gesê het weet die president of as jy nou sê die ANC het gesê ons begin nou onteien sonder vergoeding en jy sê hierdie is die rooi streep, ons is uit die regering van dan kan jy dit regverdig. Whitfield is nie daai beginsel. Hoekom daai boei maak in die eerste plek? Dis my punt. Wel, die ding is jy weet in die politiek is 'n boei is ook deel van die politieke teater, soos wat goed gereageer het op die DA se dreigement. Kom ons gesels eerder oor iets anders voordat ek my strip die maak. Kom ons praat oor die geheime mag binne in die spesiale magte.
Ja, dis nog hulle dis juist eintlik die interessante ding, jy weet dat die mense die president het wat weet dit 4 maande vat om 'n adjunkminister af te dank omdat hy nie toestemming gehad het om in die buiteland te reis nie. Maar en dan het jy gevalle waar ons praat hierdie van en mense moet waarskynlik die konteks skets. Dit is beweerde ISIS koneksies wat in Suid-Afrika was. Hulle het in 2023 by die Mall of Africa tussen neus en ore verdwyn. Terselfdertyd het die weermag beweer, want dit was die reaksie daarna, toe hulle half amper uitgevang is in 'n mate, was die weermag se reaksie dat hierdie was 'n oefening, toevallig op dieselfde dag, op dieselfde plek in die mall, was dit 'n oefening van die spesmagte. En daarna het beeldmateriaal, dat foto's, daar was by die parkeermeters waar een van hulle betaal het vir die voertuie. Die voertuie wat gebruik is later verbind met die spesmagte spesifiek. En die twee het hulle is nog nooit weer ergens tevoorskyn gekom nie. Daar was 'n beloning vir hulle van 1.7 miljoen rand deur Amerika. Ja, en nou is die beloning skielik weg. Ja. So wil mense aanneem dat dit betaal is. Kyk, die ding is ons gaan moet wag vir die hofsaak om te gebeur en kyk hoeveel detail gaan in die openbaar bekend gemaak word. En op watter stadium, jy weet, word hier ingegryp en word die hofsaak op 'n ander manier hanteer en maar in elk geval, ons het nou gesien dat wat toe nou gebeur het is die Valke se ondersoeker het duidelik hy het vasgebyt. En die vorige ondersoeker, hy was die tweede en die vorige ondersoeker het onttrek want daar was dreigemente teen sy lewe. Frans Matipa, luitenant-kolonel Frans Matipa. Hy het vasgebyt met hierdie ondersoek. En hy is basies in 'n hinderlaag gelei en in 'n sluipmoordaanval is hy doodgeskiet. Later die ondersoek het toe nou half voortgegaan sonder hom en in onlangse tye het hulle toe nou 2 in hegtenis geneem. Onder andere later aan is nog 10 het hulle self oorgegee, so ons het nou 12 van die rekkies. Daar's onder andere 'n generaal ook. Onder andere 'n generaal-majoor wat al afgetree het, maar hy het afgetree kort nadat die hele betalje met Matipa gebeur het. Die probleem is dat daar word voertuie direk met hulle verbind. Hulle het self so ver gegaan as wat daar beeldmateriaal uitgevee is by tolhekke. Waar hulle deur is. Om hulle werk te verdoesel. Daar was een wat hulle gemis het. Enetjie gemis. Hulle het enetjie gemis. So hulle het self so ver gegaan soos om 'n voertuig as gesteel aan te gee. Die voertuig is later by 'n of ander plek gekry waar dit vir parte verkoop is en wat. Maar die probleem is dat daar's 'n redelike dossier teen hulle. Maar die ander kant daarvan is dat die weermag tree op vir hulle as verdediging. Ja. Hulle het vir hulle 2 senior advokate aangestel. Ons gaan groot geld spandeer aan hierdie 12 se verdediging. So die vraag is nou, het hulle in amptelike hoedanigheid opgetree? Is ons ontvoer ons nou mense, jy weet, en word Valke, weet, kyk, hulle is nog nie skuldig bevind nie, maar weet as hierdie waar is, beteken dit dat hier word die rekkies ingespan om 'n Valke ondersoeker dood te skiet want hy het gekrap op die verkeerde plek. En daar word ook genoem dat hierdie mense dalk betrokke was. Hierdie groep was dalk al betrokke sedert Jacob Zuma se tyd. Wel, dit word gesê dat dit is in sy tyd gevorm, dat hulle het eintlik in 'n stadium van Kantla opgepas. Jy weet, dis die probleem met van hierdie goed, jy weet, dis 'n private mag in die spesmagte. Loyaliteite wat hier ter sprake kom. Ja. En soos ek jou sê, jy weet, dit gaan tot op die vlak van 'n generaal-majoor wat nou aangekla word. Hier is baie onbeantwoorde vrae. En wat is die amptelike posisie van die weermag hier? Hoekom verdedig hulle? Korrek. Andries, dan gaan ons van die weermag na die polisie en my vraag is wat gaan aan by die polisie? Ja, dit is ongelukkig dieselfde vraag wat jy moet vra. Ons het nou verlede week gesien dat die hoof van misdaadintelligensie word aangekla. Onder andere dit gaan oor aanstellings, maar dit is 'n baie groter prentjie. Misdaadintelligensie is al vrot vir 'n hele lang tydperk. 'n hele spul van hulle topstruktuur is basies staan nou tereg in die hof. En dan gister is daar onder andere berig dat Masimola Fanny Masimola, die polisiekommissaris, hulle is op die punt om hom ook in hegtenis te neem. En ook aan te kla vir onwettige huurkontrakte en ek weet nie wat tog alles nie. En onthou jy hulle het geld gebruik om boutique hotels te koop met die misdaadintelligensiefonds. Onder andere is daar 'n Vurkheiser gekoop wat nooit opgedaag het nie. Die ding is dat daardie geld is net en as jy kyk hoe die regering met geld werk, dan kan jy jouself indink waar jy 'n fonds het waar daar bitter min verantwoordelikheid eintlik gaan. Miljarde is eintlik maar jy weet dis 'n mondelinge ek het 'n informant betaal. Ja. En dit word gesien as 'n bewys dat daar 'n transaksie was.
Daar's nie papierwerk met mense wat teken in FICA reëls en allerhande sulke tipe van goed nie. So weet hierdie is die tipe van goed wat dit gaan ook weer eens. Jy het, aan die een kant het jy die misdaadintelligensie van die polisie en aan die ander kant het jy die weermag wat in die hof staan met baie ernstige aanklagte en baie vrae oor die leierstruktuur van hierdie organisasies. En dan aan die ander kant die padongelukke fonds se hoofuitvoerende beampte en sy sekuriteit. Jy sien waarom dit hierdie belangrik is R2.18 van elke liter petrol en diesel in hierdie land gaan na die padongelukke fonds toe. R2.18. Nou jy kan jouself indink hoeveel liter petrol en diesel word in hierdie land. Nou hierdie man is die Collins Letsoalo, hy is nou uiteindelik geskort want hy was eintlik onaantastbaar. Dis 'n man wat gesê het maar ons luister nie na hof beslissings nie. Ons hofbevele en sulke tipe van goed is eintlik vir ons irrelevant. Ons maak soos ons wil. Nou hy was die hoof van die padongelukke fonds, hy uitvoerende hoof. Hierdie spesifieke jongste berigte gaan rondom sy beveiliging, R10 miljoen sy geld van die padongelukke fonds is oor 'n tydperk van 3 jaar in sy veiligheid bestee. Dit sluit 'n R4 miljoen gepantserde BMW X5 in. Want as 'n mens in hierdie pos dan moet jy 'n X5 of een van daardie X'e ry. Dit sluit ook 3 Volkswagen Golf 8 GTI's in. Hy het 9 leiwagte waarvan 6 aan hom toegeken is en 3 ander is vir sy vrou en sy kinders, want hy reken sy lewe is in gevaar. Nou die rede vir sy denke dat sy lewe in gevaar is omdat hy prokureursfirmas of regsfirmas en mediese fondse dat hy keer dat hulle basies die geld opslurp daar uit die padongelukke fonds uit. En daarom verkeer hy in lewensgevaar. Daarom slurp hy die geld op vir sekuriteit. Ja, maar die probleem is dat dis wanneer jy sulke mense in poste aanstel en jy dink hulle gaan weet hoe om met geld te werk en weet hulle het die emosionele intelligensie om sulke poste te vul. So dit is die probleem is Letsoalo is een van daai wat jy geweet het ergens langs die pad, jy weet dis 'n treinongeluk wat wag om te gebeur. En nou gaan ons minstens is hy geskort. Hopelik word hy in die pad gesteek. Ek is so moeg vir korrupte mense terwyl soveel Suid-Afrikaners swaar kry. Dit maak my sommer net briesend op 'n Maandag. Nog iets wat my so 'n bietjie briesend maak, is ouers langs 'n sportveld wat hulle self nie kan gedra nie. Meneer en mevrou, as jy iemand vloek langs die sportveld, verwyder jouself. Van die paviljoen af vloek, laat jy jou kinders moet wegvat, so vuil praat hulle. Ja. Ek onthou met my oudste waar die ma's mekaar met danssakke geslat het langs die veld. Nee. Luister, dit gaan altyd so wees. Mense raak emosioneel betrokke by hierdie goed. Ek weet met myne, ek kan myself ook keer want die skeieregters is blind. Maar jy vloek nie op mense uit 'n skare uit nie. Nee, maar mense doen nie dit nie. Maar jy mompel maar net hier binne in jouself en jy praat met jouself. Ja, jy mompel. Die ding is dat hierdie gaan nou spesifiek oor rugby skeieregters. Nou dit is nie beperk tot rugby skeieregters nie, maar in hierdie geval is dit jy weet en dit gaan nou oor onder andere die rugbywedstryde, skole rugbywedstryd in Benoni op die Oosrand, daar by die Valke Unie en Hoërskool Alberton en Hoërskool Brandwag en die skeieregter. Daar was die eerste span halfeindstryd en die skeieregter is na die wedstryd onder andere deur die gesig geklap want die kind het 'n rooi kaart gekry. Die ouer was ontstel. Die probleem is dat dit weet 'n mens kan hoe kwaad word en sulke goed. Die probleem is wanneer dit ouer gaan in hierdie tipe van aksies. Hulle hier's ook weet skeieregters wat vertel dat hulle word agtervolg na hulle karre toe en dan word hulle gedreig en gevloek en sulke tipe. Ja, jy weet sport is meer dingend en jy weet rugby is veral 'n kontaksport. Jy weet mense ruk mekaar maar 'n bietjie en stamp mekaar en so aan. Maar ja, dit ongelukkig raak dit 'n bietjie van 'n geval van waar mense oorboord gaan en soos ek sê, ma's met mekaar met handsakke slaan in die paviljoen. Ek wil net weet waar is daai ons is 'n voorbeeld vir my kind. Waar's goeie sportsmanskap want ons doen dit vir die liefde. Almal gaan nie 'n springbok word nie. Jou kind gaan nie noodwendig 'n springbok word nie. Sportmanskap tel nie. Jy moet net wen. Slaan hom, wen. Wat 'n voorbeeld leer ons vir ons kinders. Dan wonder ons hoekom ons kinders almal aggressief is. Maar jy moet ook onthou die ander voorbeeld daarvan is ons leer vir ons kinders om by die reëls te hou. Ja. En dan as 'n skeieregter nie die reëls dan is die reëls nie goed genoeg. Dan is dit 'n probleem. So jy het nou twee konflikterende situasies daar. En jy kan met eerlikheid sê, verstaan jy kan gaan kyk en sal jy hoor as jy hoor maar eintlik as hierdie skool skeieregters hulle wedstryde blaas, dan begin hulle span eintlik met 'n voorsprong. Maar Andries, ons almal dink ook ons is kenners en ons almal is nie kenners nie. Nee, maar die ding is dat jy weet mense ons is kenners. Ja. Natuurlik, ons ken rugby. Ons weet waar is die onkant lyn. Jy maak my net kwaad volgens. Ons weet hoe lyk 'n hoogvat.
Ek hoor jou. Daarmee Ons stem ek weet hoe lyk saam. hoog van. Ons Ja. weet hoe lyk, maar die ding is dat die skeieregters moet ook dit gaan ook oor die konsekwentheid daarvan. Hierdie reaksies moet 'n mens afkeer. Dit is Die geslaanery. Daar's nie 'n manier van vloekery en Jy dreigery moet in en ag neem dat jy in skole rugby nie 3-4 ander referees langs die veld het en maar die dit is TV dalk het nie. dis dalk juist deel van die probleem. Daar's nie eens een moeilike ou. lynregters nie. Nee, dis een ou met 'n vletjie wat alles moet. Daar's amper 200 duikslae op 'n slag op 'n wedstryd. Hoe gaan een man elkeen van hulle regkry? Dis hy kan nie. onmoontlik. Maar dit is ook dan die ding, verstaan jy, waar dit inkom dat dan moet jy dis die hele ding van onafhanklike skeieregters. Ja. Dis die ding van lynregters of hulp wat noem hulle hulpskeieregters wat ook minstens verstaan jy dan deel van die proses is. As jy dan sê jy het meer oë nodig, kry meer oë. Daar's nie Dis geld daarvoor nie. Minstens op die topvlak dan, verstaan jy dat Ja, maar jy nie onder 9 gaan dit nie gebeur nie. ongelukkig nie. So daai skeieregters moet beter kyk. Andries gaan al die skeieregters Hulle was oplei mos in 'n stadium deur speksyfers geborg. Nee man, jy kan nie vir hulle kry nie eers R200 te game nie. Andries het sopas gevolunteer om almal op te lei. Dankie Andries. Ja, ek het die reëlboek daar by my. Dankie vir jou tyd Altyd lekker. vanoggend. Dis Andries Cornelissen, bly ons skakel net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.